keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. As die geeste jou wil wegdra en jou binneste wil skeer, dan sal ek jou vergewe en sorg dat niks met jou gebeur.
as die storms om jou losbreek en jou vlees begin te kwyn, sal ek die wêreld vir jou wegsteek en saam met jou verdwyn, saam met jou verdwyn in 'n hemelse vlug vol reënvoëls, in 'n hemelse vlug vol reënvoëls. Dalk hoor jy wat hulle sê, hoor jy wat hulle sê, hoor jy wat hulle sê. As die mense jou wil seermaak en jou bors begin te pyn, dan sal ek hulle vergewe en sorg dat liggies om jou skyn. So onthou net al jou droompies in jou silwer skildery. As die wêreld vir jou wegkruip, sal ek saam met jou verdwyn, saam met jou verdwyn in 'n hemelse vlug vol reënvoëls, in 'n hemelse vlug vol reënvoëls. Dalk hoor jy wat hulle sê, hoor jy wat hulle sê, hoor jy wat hulle sê, en hoor jy wat hulle sê, in 'n hemelse vlug vol reënvoëls, in 'n hemelse vlug vol reënvoëls. Dalk hoor jy wat hulle sê, hoor jy wat hulle sê, hoor jy wat hulle sê, as jy mooi luister. In huldeblyk aan ons pa en oupa, van Manda en Johan. My liefste pa, een woord en dit is liefde, liefde vir ma, ons en sy familie. Sal nooit vergeet, ek was 11 jaar oud, die oggend 2 uur vir my kom wakker maak, nadat hy van die hospitaal gekom het. Was in die wolke en het gesê, ons het 'n boetie gekry. Lief verjag op Kobus se plaas, visvang en erg oor sy sport. Altyd die mooiste kaartjies geskryf, wat elke keer 'n traan in die oog gebring het. Lief vir sy karringmelk en appeltert met baie room. Vir 64 jaar het hy elke week vir ma geneem vir haar hare, sodat sy mooi kon lyk. Hy het die mooiste suurskrif gedoen op die duiwebekers. Hy was slim, geduldig en van die Bybel kon jy hom niks vertel. Altyd beskikbaar 24 uur van die dag. Vir jare diewering gemaak tot partykeer 2 uur in die oggend. Nooit gekla nie. Lekker gelag vir al die grappies. So baie om nog te noem.
Ons eer Pa se nagedagtenis. Pa sal altyd in ons harte bly voortleef. Tot ons weer ontmoet. Rus sag, oupa Wouter. Dik koppie, soos ouma Verster Pa genoem het. Liefde, Manda en Johan. Van Mariana en Andrei. When I lost you, I wish I could see you one more time. Come walking through the door, but I know that is impossible. I will hear your voice no more. I know you can feel my tears, and you don't want me to cry. Yet my heart is broken, because I can't understand why someone so precious had to die. I pray that God will give me strength and somehow get me through as I struggle with the heartache that came when I lost you. Die beste mens op die aarde wat ek geken het, is deur ons hemelse Vader weggeneem, omdat hy besluit het dat dit wat hy op aarde gedoen het nou genoeg was en dat hy hom nou nodig het. Dit is vir my vreeslik moeilik om totsiens te sê vir iemand. Iemand wat 'n spesiale persoon in my lewe was. Van dag 1 af toe ek hom ontmoet het ek dadelik respek vir hom gekry. Die manier hoe hy vir my gepreek het, hoe om sy dogter te hanteer. Want sy was vir hom baie spesiaal. Soos die tyd aangestap het ek al hoe meer respek gekry vir hierdie wonderlike professortjie, 'n sagte, ordentlike, voorbeeldige mens wat omgee vir ander. Mense gerespekteer het, die manier hoe hy vir ma liefgehad en gerespekteer het. Hy was net eenvoudig die regte voorbeeld vir enige mens op aarde. Hy het alles gedoen wat reg was, 'n wonderlike raadgewer met baie talente. Dit was altyd 'n plesier om aan ander te vertel hoe gelukkig ek is om so 'n wonderlike skoonpa te kan hê. En dit was 'n plesier om hom aan ander mense voor te stel. Ons is bevoorreg om hom vir die afgelope jaar in ons huis te kon hê. Die wonderlike grappies wat hy vertel het, en net hy kon dit so perfek gedoen het, en al het hy dieselfde grap oor en oor vertel, was dit nog net so snaaks en perfek soos die eerste keer. Dankie dat pa ingestaan het toe my pa van my weggeneem is. Soos hy gelewe het, so het hy gesterwe. Sag en rustig. Liefde en groete, Andrei Volskenk en klein Andrei. Van Worita en Richard. Liefste pa Wouter, my eerste herinnering is toe Wouter gebore is. Ek is saam pa werk toe terwyl ma in die hospitaal was. Ek het so lekker met die telefone en die sentrale gespeel. Onthou pa, ons het saam gery as pa die duiwe gaan los het, met die Human oor Beinskloof pas. Oh my word, pa was 'n goeie bestuurder. Ek het altyd gewolonteer om saam te ry as pa mielies en voortrekke weg, voor hom Franse duiwe moes gaan koop. Ek en Hani het ook baie saam pale gaan visvang. Dan het pa 'n week voor die tyd sinkers self gemaak. Toe pa nie meer in die garage gewerk het nie, het pa 'n blommeboer geword. Daai swembad wat ons nog help gat grawe het, toegegooi en inkalelies geplant. Pa was so trots daarop. Ek het nooit huis toe gegaan sonder 'n bossie nie. Pa was 'n eysterman, niemand kon pa van standpunt laat verander nie. Pa se grappies was legend. Ek was en sal altyd trots wees op pa. Rus sag tot ons weer ontmoet. Liefde, Richard, Worita, klein Richard en Marco. Van Louis en Shanae. Liewe oupa Wouter,
Met 'n swaar hart skryf ek die woorde. Oupa was 'n pa vir ons almal. Oupa het 'n groot rol gespeel in my grootword en opvoeding en het baie aandeel in die man en pa wat ek self vandag is. Oupa het altyd die regte antwoorde en raad gehad en baie wysheid oor die lewe. Hy was vredelievend en wou altyd die beste hê vir almal. Ek het baie by hom geleer. Van kleintyd af het hy my saamgeneem as om Frans se duiwe gaan los. En ons het met die Cressida gery. Ek dink nie baie mense weet dit nie, maar ek het op 'n keer die een duif se vere almal uitgetrek deur die mandjie. Hy het toe vir hom Frans een of ander storie gespin. Hy kon met 'n visstok daai sinker seker 100 meter ver gooi. Hy was lief vir plaas toe gaan en ons het ure in daai stasiewa spandeer as ons bosduiwe en willemakaue gaan jag. Dan kom ons huis toe met 'n hele vrag melk. Hy was lief vir tuinmaak en altyd die mooiste Inca lelies in die tuin gehad. Grenadillas was ook volop. Sy grappies was die beste, al het ons dit hoeveel keer gehoor. Ouma moes hom altyd kalmeer as die politiek hom so omkrap. En saans het hy altyd die nuus op TV gekyk. Dan maak ek vir ons snackpietjies in die kombuis. In die garage het hy hard gewerk om die wering te maak. Daar het ek ure by hom gesit. Nooit het hy gekla nie. Sy kinders en sy kleinkinders en ouma was sy lewe. Daar is hopeloos te veel wat ek nog kan opnoem oor my geliefde oupa Wouter. Daarvoor sal ek 'n boek moet skryf. Oupa, dankie vir alles wat jy vir my gedoen en beteken het. Ek en Shanay, klein Louis en Liana gaan oupa mis. Vir al die lekker kuiertjies en tee wat ons kom drink het daar in die Willeerstraat. Ek weet oupa was baie lief vir ons. Tot ons mekaar weer sien daarbo. Van Louis, Shanay, klein Louis en Liana. Van Lindy en Von. Liewe oupa Wouter, daar is soveel goeie en kosbare memories van oupa, maar hierdie staan uit. Oupa was altyd bereid om ons en almal om oupa te help met goeie en kosbare raad. En kosie vir iemand, wat ook al en wie ook al gevra het. Oupa se wit Toyota Cressida, altyd bereid om ons te kom haal en af te laai. Met die radio wat nooit gewerk het nie, al het ons hom hoe getune en gedraai. Oupa het altyd 'n wessie aangehaal, kosa gepraat by die petrolstasie. Old Spice was jou gunsteling, om dan nie te praat van 'n Turkish Delight chokkie nie. Daai genuine Turkish, met die stoffies op. Oupa het stadig geëet en gesê, ek waardeer my kos. Oupa het altyd baie hard geskel as daar cricket aan was, en baie lekker gelag vir simpel Mr. Bean. Die lysie kan aangaan, want dis memories waaroor ons nog vir jare oor gaan gesels en oupa onthou. Rus sag, oupie Kadopie. Lief jou baie, liefde, Lindy, Von en Noah. Van Madrey. Vandag dink ek terug aan ons herinneringe saam. Vir 2 jaar het oupa my elke dag klein skooltjie toegeneem en middag by die hek vir my gewag. Wanneer ons by die huis gekom het, het ek 'n bietjie in oupa se garage gespeel terwyl oupa gewerk het. Dan was daar die middagslaapie. Ai, nie my gunsteling nie. As ek voor ouma wakker geraak het, het oupa my altyd toegelaat om 'n bietjie cricket saam met oupa te kyk. Vrydag het ons vir hom Frans gaan kuier. Terwyl hulle 'n geselsie aangeknoop het en hom Frans sy pyp rook, het ek met Lady gespeel en die duiwe mal gemaak in hulle hok. Ons twee het altyd die donkie is 'n wonderlike ding saam gesing.
Gedurende laerskool het oupa my 2 keer 'n week kom optel vir swemlesse. Dit was nooit te veel moeite om al die pad te ry nie, en oupa het altyd iets lekkers gehad om te eet. Later deur die jare het ons as gesin kom kuier en was oupa daarom nou opgewerk deur die pensioenfonds. Al die berigte wat oupa in die koerant geskryf het, ek was altyd so trots op oupa. Oupa het opgestaan vir wat reg en regverdig is, en ek het dit ook aangeleer. Met elke geleentheid het oupa vir my geadviseer en riglyne gebied. Oupa se loyaliteit en die manier hoe oupa altyd vir ouma laat voel het soos 'n lady, is die standaard vir my eie huwelik. Oupa was 'n rolmodel as eggenoot, broer en pa. Oupa se legend. Liefde Madra. Van Wouter en Belinda. Hallo pa. Sekere dinge sal altyd in stilte by my bly. Die soliede dinge, soos hardwerkendheid, omgee vir my kinders, liefde vir my vrou en kinders en familie. Die dinge wat my gevorm het as mens. Ons strippie speel oor en oor deur my gedagtes. Hoektown Classics en die tyd wat oor en oor omdraai op ons 4 ure trip van Reinsdorp toe. Ons jag daar by Kobus in die veld met die groen seil oor die Cressida. Ek lag nou nog in stilte vir daai skoot deur die kroomstukkie van die venster. Kan pa nog onthou die lang pad windhoek toe? Ons het laag gevlieg en die dik sand. Ons het dit amper nie gemaak nie. Iewers op 'n skraal is ons al 3 se name nog saam. Ek, oupa en Louis. Ek het nog heelwat prentjies in my gedagtes van ons spesiale braai oomblikke en ja, daai aamstel met die oudbruin sherry vir die bitterheid. Ek sal nog weer so 'n konkoksie maak as ons as familie saamkom. So sal ek seker die heel dag kon skryf, oupie, oor ons spesiale moments, wat trane in my oë bring, maar een ding is verseker, pa. Jy sal in ons hart en gedagtes bly, ook by Belinda, Klein Wouter en Mieke. Wouter en Mieke gaan eendag goeie dokters wees, want dit is in hulle gene. En ek het mos vir pa gesê, Belinda het haar doktersgraad klaar geskryf. Ons is hartseer, oupie, en verlang baie, maar ook so bly, oupa kan by die Hemelse Vader gaan rus. Liefde, Wouter, Belinda, Klein Wouter en Mieke. Geagte familie, my innige meegevoel aan die tannie Marie, julle 3 dogters en seun en al julle geliefdes met die afsterwe van die oom. Dit is vir my duidelik dat ons vandag afskeid neem van 'n hoogs gerespekteerde en 'n liefdevolle, bekwame mens wat met nederigheid en 'n sterk karakter 'n blywende indruk op sy familie, sy kinders, sy kleinkinders en sy vriende nagelaat het. Nie net in die nabykringe nie, maar ook verder teenoor die gemeenskap en die mense in sy gemeenskap waar hy hom dan bevind het. Het sy persoonlikheid 'n aangename geur tot voordeel van die wat met hom te doen gehad het, versprei. Dit lyk vir my, hy was 'n positiewe mens en 'n baie positiewe ingestelde mens, wat die lewe met vreugde ontvang het en voluit daarvan geleef het. Dit lyk vir my, hy was 'n genoegsame mens en een wat daarom ook 'n inspirerende invloed op elkeen gehad het wat in sy teenwoordigheid was. Marianne het 'n teksreël opgehaal wat sy van haar pa onthou en die reël het gesê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Dit was 'n soort opsomming van haar pa, iets wat sy hom hoor ophaal het en wat sy onthou.
Dit gee ook 'n indikasie van wie die oorledene was en hoe sy aansteeklike lewensuitkyk daar uitgesien het. Nou hierdie Bybelse versreël kom uit Psalm 16 en ek wil dit nou graag lees en die hele Psalm dan nou lees met 'n kort verduideliking oor die uitleg daarvan en dit gebruik as 'n troosoordenking vir ons. Voordat ons aangaan, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons, wanneer ons hartseer is, wanneer ons aan die einde van iemand se lewe kom en ons moet afskeid neem, dat ons dan die teenwoordigheid van u Gees en u woord in ons midde het. Dankie vir die lewe van hierdie oom, hierdie pa, hierdie mens. Dankie dat hy aan ons geskenk is en dat ons nou ook deur u woord sy lewe kan gedenk en vir u kan raak sien in ons teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan vir u lees Psalm 16 en ek het dit hier op 'n skermpie voor my, so ek gaan dit sommer net so voordra en u kan saam met my daarna luister. Dit is 'n gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal vermenigvuldig wees. Maar ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Vers 6. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. En daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand vir ewig. En dis die Psalm wat ons saam lees en waaruit ek graag 'n woordjie of twee met u wil deel. So ter inleiding, wanneer ons met psalms van die Bybel besig raak, dan kom ons agter dat die psalms ons nie net abstrakte, leerstellige teologie oor God bied nie. Ons kan eerder sê psalms beliggaam ons lewe met God. Psalms is mos eintlik liedere. Dis geloofsuitinge van 'n geloofsgemeenskap en as sodanig help dit eintlik skep aan 'n nuwe uitkyk van 'n lewe saam met God. 'n Wêreld waarin daar dus nuwe moontlikhede ontbloot word, nuwe denke, maar ook nuwe maniere van leef en doen. Daar's nuwe gewoontes en nuwe dissiplines, juis omdat ons as gelowiges ons lewe saam met God hier op aarde al uitkerf. N.T. Wright is 'n gerekende teoloog en hy sê die volgende van die psalms. Hy sê die psalms praat van veranderinge, maar meer nog oor die agente van verandering. Die veranderinge wat gebeur in die mense wat hierdie psalms sing en leef, en dan ook deur die mense wat hierdie psalms
met hierdie psalms hulle lewe inrig as syne nie net 'n geloofswerklikheid nie, maar ook hulle eintlike werklikheid. Nou sal u van my vra, hoekom verwys ek dan nou hierna? Ek doen dit graag, omdat u getuienis oor die lewe van Wyle Wouter Venter juis vir my hierdie punt help illustreer. As 'n gelowige het hy nie net gesê wat hy glo nie, hy het ook geglo wat hy sê. Meer nog, hy het gelewe soos hy glo, en omdat hy so gelewe het, het hy ook die wêreld waarin hy geleef het, geïnspireer en help verander, na soos hy geglo het. En daarvan getuig u huldeblyke en getuienis van hom. As ons kortliks na Psalm 16 se inhoud kyk, en dan sien ons so ongeveer 4 hoofdele, waarop ek nie gaan lank stil staan nie, maar dan net terwille van volledigheid dit vir u gaan noem. Vers 1 en 2 is 'n uitdrukking van vertroue. Vers 3 tot 4 is 'n refleksie oor die Here se oriëntasie ten opsigte van gelowiges teenoor die wat ander gode dien. Vers 5 tot 8 is 'n uitspraak van vertroue en geborgenheid in die Here. Vers 9 tot 11 is 'n stuk sekerheid wat uitgespreek word dat die dood nie die laaste sê het nie. 'n Pragtige psalm, u kan weer later ook weer daarna gaan kyk. Met my eerste lees van Psalm 16 en gedagtig aan my gesprek met Marianne en Andrei, het 'n beeld by my opgekom wat ek toevallig agterna ook gesien het, bevestig kon word deur wat ek van u huldeblyke onder oë kon kry. Ek het so 'n paar weke gelede 'n verdwaalde posduif hier in my tuin opgetel. En na 'n bietjie speurwerk en navraag is die duif toe deur 'n duifteeler by my kom optel en terugbesorg by sy eienaar. Duiwe was dus in my agterkop toe ek Psalm 16 begin lees ter voorbereiding en nadink oor die getuienis van julle geliefde. Toe kom dit by my op. Die oom se lewe spreek van iemand wat soos 'n vliegduif of 'n posduif op sy gelukkigste is by sy eienaar se hok. 'n Versorgde duif is op sy gelukkigste by sy huis. Sy hok waar daar kos en water is en waar daar 'n eienaar is wat met liefde na sy duiwe omsien. En so 'n duif wil nêrens anders wees nie. En as hy uitgelaat word, dan kom hy so gou as moontlik terug om tuis te wees waar hy wil wees. Hy wil graag tuis wees by sy huis, in die teenwoordigheid van sy eienaar en by sy duiwemaats. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ek is gelukkig, ek is tevrede, ek het net rede om dankbaar te wees. Die psalmdigter het geleer om alleen die Here te vertrou. Hy het geleer en geweet, daar is niks en niemand anders waarop hy sy vertroue kan of wil stel nie. En met die psalm is dit asof hy wil sê, ek het deur dik en dun van die lewe tot by hierdie gevolgtrekking gekom. Dit is nou finaal. Hierdie is nou my finale gevolgtrekking. Hierop kan jy maar pyl trek. Hieraan kan jy my nou maar meet. In die heel laaste instansie is dit nou my lewensuitkyk. Op die Here alleen plaas ek al my vertroue. Sy hele lewe is 'n lewe wat daarop ingestel is dat die Here in sy teenwoordigheid is. Dat hulle in mekaar se teenwoordigheid is. En daarom is daar hierdie vreeslose en blymoedige lewensuitkyk van genoegsaamheid en kommerloosheid. God lei hom daagliks en selfs in en deur die dood heen is daar geen vrees nie, want sy vaste vertroue in die Here
bevry hom van enige besorgdheid wat hy mos nou maar net aan die Here kan oorlaat. Wat 'n wonderlike getuienis van die psalmdigter. Nou hierdie psalm kan ons sê is 'n psalm van vertroue. Die getuienis van die lewe en die lewenswandel van u geliefde spreek van 'n lewe van vertroue. 'n Lewe waarvan die uitspraak daarvan getuig: God is vir my goed, die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Hy laat dus nie net 'n mooi herinnering na nie. Hy laat 'n navolgenswaardige getuienis na. Sy mooi lewe roep om kennis te neem van die rede vir sy mooi lewe en dus die God van sy lewe raak te sien. In die opstanding van Jesus sien ons dan ook God se bevestigende liefde en vertroue en vrug van ons vertroue op hom. Ja, tot in die dood toe is die Here getrou en is daar niks wat buite sy meetsnoere vir my val nie. Mag die algenoegsame versorging en omgee van God ook vir u en vir my inspireer om, soos met die voorbeeld van oom Wouter, ook ons eie lewens in vaste vertroue op hom so te leef dat dit aansteeklik is. En mag sy inspirerende nalatenskap dan ook u vertroosting wees in die wete dat die Here getrou is. En al is ons hartseer, weet ons dat ons sy geliefde versorg is en dat ons sy geliefde in die almagtige sorg van die Here kan laat. Ek vertrou dat u met net soveel blymoedigheid afskeid neem as wat u elke dag sy mooi teenwoordigheid in die lewe kon geniet het en deel daarvan kon wees. Ek nooi nou vir u om saam met my 'n gebed te doen. Here, ons kom dank u nou vir die gawe en die lewe van Wouter Verster. Dankie dat u liefde en genade hom gevorm het tot 'n lofwaardige getuie van u beeld. En dankie dat ons hom ook nou met die grootste en vaste vertroue in u rus kan laat. Dankie dat u ook voorsien het in die Heilige Gees as ons trooster en dat u daarom vir die tannie, die kinders en die familie naby sal wees in hulle verwerking van sy verlies. Ons het soveel om voor dankbaar te wees en ons het soveel waarop ons ons vertroue kan stel. Dankie dat u meetsnoere ook so genoegsaam is dat ons ook in ons hartseer versorg is. Aan u alleen kom al die lof, al ons dankbare lof toe. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Mag die Here vir u troos soos net hy kan. En mag u vertroue op die Here vir u 'n anker wees wat vir u ook deur hierdie tyd in stand hou. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met julle almal. Amen.
Liewe familie en vriende, ek wil graag namens die familie 'n paar bedankings doen vandag. Eerstens moet ons grootste dank gaan aan ons hemelse Vader wat vir oupa Wouter vir 85 jaar vir ons gespaar het. Ons voel almal vandag geseënd, bevoorreg, dankbaar dat hy so lank vir ons gespaar kon gewees het en daarvoor moet alle dank eerstens aan ons Here en Vader gaan. Tweedens moet ons vir Andrei en Mariana Volskenk bedank, nie net vir al die reëlings vir vandag en die reëlings vir die laaste week, die ondersteuning van ouma Marie nie, maar ook vir hulle versorging van oupa oor die laaste jaar en 'n half. Dit was vir almal van ons 'n gerusstelling en 'n vertroosting om te weet dat oupa veilig en versorg daar by hulle is. En daarvoor sal ons nooit vir julle genoeg dankie kan sê nie. Die mense wat betrokke is of betrokke was by die reëlings vir vandag se diens. Dis vreemde tye waarin ons leef en die reëlings is altyd meer ingewikkeld met so 'n proses, maar eerstens dan aan Dominee Johan Mokke vir die boodskap wat hy vandag gegee het, die vertroosting, die hoop wat hy vir almal vir ons gebied het. Volgende gaan ons dank aan Afbop, spesifiek aan Jacques en Antoinette vir die professionele en simpatieke wyse waarop hulle die begrafnisproses en alles wat hiermee gepaard gegaan het, hanteer het. Die koffieman, Monique en Jacques, wat die aandete voorsien het, vir Jacques van Heerden, wat die klank vir vandag se diens gedoen het, en dan vir almal wat boodskappe van simpatie, medelee en ondersteuning die laaste week gestuur het, en wat nog steeds ondersteun en sal ondersteun in die tye wat voorlê, ons hartlike dank. Ons dank gaan ook aan Panorama Medikliniek vir die boodskap van medelee en die blomme wat hulle gestuur het. Dan moet ons ook vandag dankie sê aan alle mediese personeel wat die laaste paar jaar betrokke was by oupa Wouter se behandeling, verpleging en versorging. Almal van ons bedank julle daarvoor. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever, and give you peace, and give you peace, and give you peace forever.